Goeiemôre. Een van die duurste en die kosbaarste stowwe in antieke tyd was purper. 'n Kleurstof uit die slijmklier van 'n Middellandse seeslak. Nou 12.000 van hierdie slakkies lewer maar net 1,4 gram kleurstof op. So daar was duisende van hierdie slijmkliere nodig. En nadat dit verwyder is dit gemeng met sout. En dan is dit baie stadig vir 10 dae aanhoudend gekook. Diermateriaal soos sy en baie fyn linne is dan herhaaldelik in hierdie kleurstof gedoop en geweek totdat elke vesel deurdrenk is met die kleurstof. Die eindproduk was eers maande later gereed. Nou is elke sondige daad, gedagte, woord 'n druppel purper was. Hoe sou ons elkeen gelyk het wanneer ons aan die einde van ons lewe voor die regterstoel van God moes staan? En wat sou ons kon aanbied as sondeoffer vir so 'n deurdrenkte en sondebevlekte lewe? Kortom, niks. Geen geld, goeie dade, gebed, smeking sou ons bevlek kon laat nie. Net die bloed van Jesus Christus aan die kruis kan dit doen. In Lukas 16 lees ons die verhaal van Lazarus en die ryk man. Hierdie ryk man wat klere van purperstof en fyn linne gedra het en elke dag swierig fees gevier het. Na sy sterwe het hy, toe hy in Hades of in die hel beland en hy word daar gefolter, het hy vir Abraham gesmeek om vir Lazarus na sy 5 broers toe te stuur, sodat hulle nie, en dit lees ons in vers 28, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Nou ons moet soos Lazarus wees. Ons moet die blye boodskap gaan verkondig. Hierdie boodskap van redding en genade wat Jesus Christus alleen bied. Dit is ons goddelike opdrag. Want daar kom mense op ons pad wat hierdie boodskap moet hoor. Wat moet hoor dat tyd min is en dat hulle moet draai na die redder en die genadegewer toe. En ons moet mense lei sodat hulle kan deel wees van die groot skare in die hemel waarvan ons in Openbaring 7 vers 14 lees. En die woorde lees soos volg: Hulle het hulle stolas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Kom ons dank die Here daarvoor. Dankie Hemelse Vader vir die kosbare bloed van die lam Jesus Christus. Dankie troue verlosser dat daar krag, vergifnis en oorwinning is in u bloed. Amen.